Gesels oor die sonde, die effek daarvan, die gevolge daarvan, die lelik en die seer wat dit gebring het. Ons het gelees uit Genesis 4, die verhaal van Kain en Abel. Ons het gesien hoe Kain se nageslag net verder en verder ontaard het en verder weg van God afgedryf het, maar waar God weer hoop gebring het deur Set se nageslag wat hy vir vir Adam en vir Eva gegee het. Ons het gesien daar's 'n klomp parallelle tussen dit wat Kain se lewe gebring het en dit wat ons eie lewens voortbring dikwels. En ons besef dat die Here regtig net met ons in genade omgaan. Want ons besef dat ons so ver tekort skiet aan wat skoon en suiwer en reg en mooi, wat gehoorsaamheid aan God betref. Ook nou, as ons terugkyk op ons afgelope week en ons raak stil voor die Here, dan moet ons bely dat ons sondes dikwels 'n belangriker plek in ons lewe inneem as wat die Here doen. Die feit dat ons eie begeertes en ons eie gedagtes dikwels bo gehoorsaamheid aan God geplaas word. Die gevolge van Kain se optrede is die dood. Maar laat ons dan nie stil staan by daardie gedagte en daardie tekortkominge en daardie sleg nie, want ons weet daar is 'n boodskap van hoop. Ons sien die gevolge van Christus se lewe. Ons sien die gevolge van sy dade en dit is lewe. Dit is wat hy vir ons gebring het. Lewe. Ons sing dan lied 387 vers 1: O Heer, uit bloed en wonde, kry die beeld van Christus aan die kruis. Dis daar maar wonderlik wat musiek soms kan doen. Waar hierdie lied, weet jy wie van julle gehoor het, dit klink asof die lied snaaks eindig. Ek weet daar's een of ander slim musikale term daarvoor wat ek nie nou in elk geval kan onthou nie. Maar dis om te sê maar die lied laat jou op 'n ongemaklikheid. Hy eindig nie met 'n tradisionele slotakkoord of slotnoot wat vir half sê, daar sê, dis klaar. En die komponis het regtig baie goed gedoen met hierdie lied, deur dit so te los, dat hierdie lied by jou kan insink,
dat hierdie lied in jou hart nie moet ophou nie. Dat hierdie lied wat ons gesing het, moet aangaan en aangaan in jou lewe. Dat jy daaroor moet dink, die lied moet jou ongemaklik maak. Vanoggend kan ons dalk 'n goeie antwoord daarop bely wat ons glo. Dat ons kan sê, ja, ons neem weer inventaris en sê, hier staan ek. Hierdie is wat ek glo, hierdie is wat ek glo die waarheid is. En nie net ek nie, maar gelowiges deur die eeue, gelowiges saam met my, gelowiges van die Nuwe Testament. En dit is wat ons hou en glo, die waarheid is. Daarom gaan ons vanoggend staan en die geloofsbelijdenis nou hardop saam sê. Mag elkeen van ons bewus raak van die diepte van die woorde wat ons nou sê. Ek het verlede week ook gesê, daar is 'n groot gevaar in die bekende. Daar is 'n groot gevaar daarin dat ons so gewoond raak aan goeders, dat ons nie oplet wat ons doen nie. Dat ons nie bewus is van dit wat ons sê, of dit wat ons lees, of dit wat ons sing nie. Kom ons staan, en ons sê die geloofsbelijdenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie. Dankie dat U ons vanoggend hier bymekaar gebring het. Dankie vir die voorregte wat ons geniet om as gelowiges bymekaar te mag kom. Ons dink aan ons broers en ons susters in lande waar hulle vir hulle lewensvrees, net omdat hulle 'n stukkie van die Bybel besit, waar hulle vir hulle lewensvrees, omdat hulle bymekaar kom as gelowiges, iewers in 'n kelder van 'n huis, of in 'n klein kamertjie agter in 'n huis, of in 'n gebou, of waar hulle self ook al bevind. Here, mag ons nooit vergenoegd raak en gewoond raak aan die omstandighede waarbinne ons U aanbid en waarbinne ons U dien nie. Mag U Gees in elkeen van ons harte werk om U boodskap vanoggend te openbaar, maar Here, dat dit nie net sigbaar sal wees nie, maar laat dit verstaan sal word. Dat ons elkeen tot by 'n punt van besef sal kom van die diepte en die wyte en die waarheid van die boodskap. Vader, dit is dan nou ook my gebed, dat die gedagtes van ons elkeen se hart, die woorde van my mond, vir U aanneemlik sal wees. Amen.
Voordat ons met die teksgedeelte gaan wegspring, en voordat ek met die inleiding gaan begin, het ek 2 vrae wat ek vir jou wil vra vanoggend. En ek wil hê jy moet nou mooi dink. Wat is die kosbaarste ding wat jy het? Waar bære jy dit? Wat is die kosbaarste ding wat jy het? En waar bære jy dit? Nou soos ek net nou gesê het, ons het verlede week uit Genesis 4 gelees en ons gepraat oor Kain en Abel, die hartseer verhaal, die sonde, die seer en die dood. En hierdie week praat ons oor die gedeelte in 1 Petrus 1. Ons het nou al reeds met hierdie gedeelte kennis gemaak in die foto met die seëngroet, vir die van julle wat dit dalk opgemerk het. Ons gaan dit weer lees. En die skrywer van hierdie brief is Petrus, die apostel Petrus. Petrus wat vir Jesus verloon het. Petrus wat altyd die simpelste goed kwyt geraak het. As ek julle vinnig kan herinner, daar waar Moses en Elia saam met Jesus op die berg verskyn, Jesus staan daar in 'n glans van glorie en heerlikheid, en Petrus en die ander disippels kom agter, maar hier is iets absoluut wonderliks aan die gang. En wat sê Petrus? Petrus sê, nee, dis goed dat ons hier is, nou kan ons 3 hutte bou, sodat u hier kan bly. Een prediker het gesê, Petrus het gelei aan foot and mouth disease. He always put his foot in his mouth. Maar in skrille kontras met hierdie Petrus wat ons leer ken deur die evangelies, skryf hy hierdie brief, en ek kan nou vir julle sê, Petrus het regtig soveel goed gesê in hierdie eerste 9 verse. Mens kry ouens wat wyd kan praat en wyd kan skryf. En dan kry jy ouens wat kan diep praat en diep kan skryf. En ek moet dit nou vanoggend so sê dat Petrus nou in hierdie 9 verse verskriklik diep geskryf het. Ons het net nou gespot so oor wiskunde. Toe sê ek, ja, ek het nogal ervaar dat wiskunde 'n bietjie makliker was as om hierdie teksgedeelte te probeer uitpak. Want ons gevaar lê weer eens in die bekendheid van alles wat gesê word. En die risiko dat ons net stoomroller deur dit wat ons al voorheen gehoor het. Maar nietemin, Petrus skryf hierdie brief aan die gelowiges aan 'n reeks gemeentes. Die brief is bedoel om as 'n omsendbrief gebruik te word. Met ander woorde, een gemeente lees hom en dan gaan hy na die volgende gemeente toe. Die ouens skryf hom dalk selfs oor vir die toekoms dat hulle hom nog het. Maar so is dit 'n preek as te ware wat van gemeente na gemeente gestuur word. Petrus sê hy is in Babylon. Nou dit is uiters onwaarskynlik dat hy daar so by Nebukadneser se ou tuisdorpie sou wees. Dis kodetaal vir Rome. Ons kry dit ook in Openbaring waar daar na Rome verwys word as Babylon, 'n groot verdrukker wat daarmee gesimboliseer word. Brief min of meer hier in die tyd van keiser Nero, so in die tyd van vervolging, waar die vervolging begin optel het vir die gelowiges. Die ouens sê 63 tot 64 na Christus is die tyd wanneer hierdie brief heel waarskynlik geskryf is. Ouens gaan so ver om te sê dalk 68 na Christus. Maar die hoorders en die ontvangers van hierdie brief is of eerste geslag Christene of Christene wat regtig geëvangeliseer is. Hulle het nie vir Christus self gesien nie. Ons gaan dit nou lees in hierdie eerste stukkie wat ons ook gaan teekom, waar hy sê, maar julle het nie vir Christus gesien nie, maar tog glo julle in hom, en tog het julle hom lief. So, ek dink ons het 'n paar raakpunte daar met die oorspronklike ontvangers van die brief. Die hoofdoel van die brief sou opgesom kan word is om die gelowiges te bemoedig, veral die wat nuut is in die geloof, en om aan hulle die waarheid en die werklikheid van die genade van God te verklaar, waarin hulle kan volhard
met selfvertroue. Dis nie te lank na hierdie brief geskryf is, wat Petrus ook gekruisig is deur Nero. En Petrus onderste bo gekruisig, het hy gesê, maar ek is nie waardig om soos my Heer gekruisig te word nie. En hy het versoek dat sy kruis onderste bo gedraai moet word. Die gelowiges, wat 'n paar jare na die skrywe van hierdie brief ook hierdie brief se boodskap gehoor het, sou ook eerstehands die brutale vervolging van die Romeine, van die bose, ervaar het in hulle lewens, op 'n gewelddadige en tirannieke manier. Kom ons lees. Ons lees saam uit 1 Petrus 1 en ons lees vanaf vers 1 tot 9. Ek sit die teksgedeelte op die bord, sal julle hom weer net so aanskuif soos ek lees, dankie, dan is dit een minder ding wat ek op hoef te fokus. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling en dit is ook die vertaling wat daar op die bord verskyn. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Net voordat jou gedagtes te lank vashak by diaspora, dis die mense wat verstrooid is, die gelowiges wat verstrooid is in hierdie verskeie streke. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Ons lees tot daar vanoggend. Dit is die woord van die Here. Ons primêre fokus vanoggend is op vers 3 tot 9. Ek sien daai teks is geweldig klein. Ek het nogal gewonder of dit gaan werk vir die bord en hy het hom afgesny ook. Dis gelukkig nie te belangrik nie. Julle het julle Bybels ook. Maar wat ek vir julle net so vinnig wou wys, is daar 'n onderliggende patroon wat uit hierdie teks uitkom rondom lof. Lof en eer aan God. Dit begin daarso by vers 3 met lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dan 'n bietjie verder in vers 6, jubel hieroor. En daarso is die lof wat ook uitkom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Daar is 'n sterk element van lof wat deurgaans in hierdie teksgedeelte teenwoordig is. As mense nou 'n bietjie verder gaan kyk, dan lyk dit amper asof hy so 'n rympie maak. Hy sê lof en dan maak hy 'n stelling en dan sê hy hoekom. Soos lof en hoekom. Lof en hoekom. Ons gaan 'n bietjie meer detail daarvan nou sien.
God is waardig om geprys te word. Lofwaardig is God. Hy's waardig. Daar hoef nie veel meer rede verstrek te word nie. Maar hier's 'n lekker uitdaging, as jy by die huis kom, dan gaan kyk jy deur hierdie 9 verse. En jy gaan kyk vir die 11 redes wat Petrus gee, hoekom God lofwaardig is. Ek gaan hulle nie eksplisiet nou noem vandag nie, ek gaan hulle ook nie lys nie. Dis nie ten doel om 'n lang vraag na eksamen te wees nie, gaan ontdek hulle vir jouself. Daar is 11 van hulle. Die doel van Christus se lyding. So ons het nou gehad lof, en nou sê hy die doel van Christus se lyding. Die gelowiges word vernuwe en hulle kosbare erfenis word veilig deur God bewaar. Nou daardie vernuwing, die woord wat hy daar gebruik, stem ooreen met die konsep wat Jesus in Johannes 3 vers 1 tot 8 ook daar in Nikodemus verduidelik en sê maar 'n mens moet weergebore raak. Weerens die gevaar van bekendheid, want ons hoor weergebore en ons hoor vernuwe, maar wat beteken dit? Dis woorde wat vir ons wat al jare lank in die kerk is, half net soos klein woordjies van ons ore afrol. Ons dink nie meer aan die diepte, aan die betekenis daarvan nie. Maar dit dui op 'n radikale verandering in karakter. 'n Radikale verandering in wese van die persoon. Dit is wat Christus kom doen in die gelowiges. 'n Radikale verandering. Daardie radikale verandering vind ook nie noodwendig dadelik plaas nie. Ek dink dit is waar ons as gelowiges baie keer goeters miskyk, want ons verwag alles moet dadelik anders wees. Selfs 'n nuwe gelowige, iemand wat onlangs tot bekering gekom het, is dikwels ontnigter deur die feit dat alles nie net dadelik anders is nie. Maar hierdie verandering vind plaas. Hierdie verandering word moontlik gemaak. Hoe word dit moontlik gemaak? Dit word moontlik gemaak deur die feit dat Christus uit die dood opgestaan het. Laat ons daar net weer vir 'n oomblik stil staan en sê maar, dis nie 'n klein ding waarvan ons praat nie. Christus, wat die dood oorwin het. Die dood oorwin het. Daardie dood waarvan ons verlede week gelees het, wat gekom het deur die mens se sonde. Daardie verrotting, daardie finaliteit. En Christus kom en hy breek deur dit. Hy oorwin dit. Nou vanuit hierdie radikale verandering in karakter, kry ons hoop. En nie net 'n hoop, ek hoop maar dit sal gebeur. Dit is 'n verwagting na iets wat mooi en voordelig is. Dit is 'n lewende hoop wat vir die gelowiges, vir elkeen wat glo, gegee word. Sonder verdienste. Dis 'n geskenk van onverrekenbare waarde. Die teksgedeelte verwys na erfenis. Nou jy kan weinig doen om enigstens 'n erfenis te verdien. 'n Erfenis word deur iemand anders vir jou gelaat. Nie op grond van jou verdienste nie, maar op grond van daardie persoon se genade. Nou die erfenis wat vir ons hier uitgebeeld word, is anders as ons aardse konsep van erfenis en kosbare besittings. Want hierdie erfenis of geskenk is drieledig volmaak.
drieledig volmaak. Dis ewig. Dis absoluut skoon en suiwer. En dit kan nooit sy wonderlike karakter verloor nie. Nooit. Hier is dalk mense wat in die finansiële rigting is. Of almal van ons het al te doen gehad waar jy nou dalk moet besluit, waar berg jy nou jou spaargeldjies? Jou spaargeld moet daar wees waar dit daarom kan groei en kan rente trek en dit moet veilig wees. Ons aardse rykdom sluit ons toe in kluise. Ons berg ons goudreserwes op 'n plek daar waar skelms en skrikke dit nie in die hande moet kry nie. Ons pas ons aardse kosbarehede op. En die wonderlike ding is dat dieselfde word gesê van hierdie erfporsie of hierdie erfenis wat vir ons gegee word. Waar word dit bewaar? Die teks is vir ons duidelik. Dit word by God bewaar. Daar waar geen skelms of skrikke dit kan kry nie. Matteus sê vir ons ook, daar versamel vir julle skatte daar waar mot en roes dit nie kan verniel nie. Dis by die Here. Daar waar die dood dit nie kan kry nie. Daar waar verrotting en agteruitgang dit nie kan kry nie. Dis veilig by God. Maar die feit dat hierdie erfenis van ons in bewaring is, sê daar's iets van 'n weggesteektheid. Ons kan dit nie heeltemal sien, of heeltemal verklaar, of heeltemal begryp nie. Maar die teks gee vir ons hiervoor ook 'n antwoord, en sê, maar dit gaan alles geopenbaar word, saam met Christus. Die uiteindelike doel van Christus se lyding was die verlossing van die gelowiges, en dit om tot eer en lof en aanbidding vir God te strek. Dit was die doel daarvan. So hoekom moes Christus ly? Hy het dit gedoen ter wille van die verlossing van die gelowiges. En in gehoorsaamheid aan God, sodat God daardeur verheerlik kan word. Nou as jy dalk sê, ja, al hierdie goed klink baie mooi. Maar wat beteken dit vir ons? Vir ons as gelowiges in 'n wêreld waar ons sukkel, waar dit swaar gaan, waar ons verdruk word, waar ons sukkel. Petrus sê vir ons in die eerste plek dat ons vir God moet loof ten spyte van ons omstandighede. Ek het vroeër die week op 2 verskillende geleenthede op video's afgekom waar mense hulle getuienisse lewer oor swaar kry en moeilike tye. En een van hulle was Retief Burger, die musikant, waar hy 'n prentjie teen die bord opgesit het van 'n veld met mooi blomme en groenigheid. En hy sê almal stem saam, dis 'n pragtige prentjie. En hy sê wat daardie prentjie vir hom baie moeilik gemaak het, was dat die prentjie aan die kant van hom was, maar aan sy agterkant was sy goeie vriend se motorwrak, waar sy vriend in 'n motorongeluk betrokke was en hy sy lewe daar verloor het. Hy sê en hy daar ervaar
hoe die Here vir hom uitdaag en sê, maar Retief, kan jy my prys te midde van hierdie omstandighede? Ek luister toe ook na die verhaal van, of die getuienis van Helen Roseveare. Sy 'n Britse dame wat in die Kongo sendingwerk en mediese werk gedoen het. En op 'n punt word sy toe nou ontvoer deur een van die rebelle groepe. En sy besef dat haar lewe nou op pad is om drasties te verander. En sy sê, sy weet in daai oomblik, weet sy van al die sleg wat nou op pad is. En na die tyd vertel sy, hoe sy met hierdie vraag, na die tyd, toe nou gekonfronteer is, maar sy het ervaar het waar God vir haar sê, maar, can you thank me for trusting you? For trusting you with this experience, even if I never tell you why. Het jy al daaraan gedink dat die Here jou vertrou met gebeure in jou lewe? Dit klink amper totaal en al teenstrydig. Hoe kan God ons vertrou met enige iets? Maar ons moet verstaan dat wanneer ons vernuwe word, kry ons 'n roeping, kry ons 'n doel. En die Here vertrou ons met daardie doel. Maar hy laat ons ook nie alleen nie, want ons word deur die krag van God bewaar. Ons lees dit daar in vers 5. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jy is nie alleen in jou beproewing nie. Vertrou jy die Here genoeg om hom te prys te midde van jou moeilikste omstandighede? Om steeds te sê, Here, ek weet nie hoekom hierdie gebeur nie. Ek weet nie waartoe hierdie op pad is nie. Maar ek weet, U is lofwaardig. En dan kan ons selfs Romeine daarby inbring en sê, maar God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Die egtheid van hierdie radikale verandering kom na vore. Hierdie radikale verandering, hierdie vernuwing wat ons van gelees het in vers 3, opnuut verwek het. Daardie verandering word getoets, die egtheid daarvan word getoets. Maar die beeld van goud word nou hier gebruik. Nou, wanneer jy nou 'n potjie met goud het, is jou vraag nie of hier goud in is nie. Jy weet daar's goud. Die goudsmid weet hier is goud. Die goudsmid weet waarmee hy werk. Die egtheid van die goud word egter verfyn deur al die onsuiverhede weg te brand. Nou van julle sal nou dalk die storie ken van die spesifieke Bybelstudiegroep wat iewers in die wêreld wat 'n studie loop maak het oor hierdie, en hierdie storie het nou al baie wyd geloop, so dalk is dit goed dat jy daaraan herinner word, en as jy hom nog nooit gehoor het nie, dit is absoluut pragtig. Julle kan nou kyk daarso op die skerm na die blaasvlam wat daar is. Noodloos om te sê, die ouens het nou nie blaasvlamme gehad in die tyd wat die brief geskryf is nie, maar die beeld is nog net so geldig, waar die goud binne in die bakkie aan geweldige hoë temperature blootgestel word. Die goud smelt. Al die los partikeltjies, die los korreltjies en greintjies goud
smelt in een goudmassa in. Maar bo-op vorm daar 'n laagie van al die onsuiverhede. Die vraag is nie, is daar goud in nie, daar is goud in. Die vraag is, hoeveel van die onsuiverhede is daar nog in hierdie goud? En dit word bepaal deur hierdie goud aan hierdie verskriklike omstandighede hitte bloot te stel. Die onsuiverhede tot op die oppervlak, en dan word dit afgeskep en weggegooi. En wat die Bybelstudiegroep toe nou gedoen het, toe hulle verder oor die stuk navorsing gedoen het, toe het hulle na 'n goudsmid toe gegaan en gesê, maar hoe weet jy wanneer hierdie goud nou genoeg gelouter is? Hoe weet jy die goud was nou lank genoeg in hierdie vuur gewees? Die goudsmid het hulle gekyk en geantwoord en gesê, dis maklik. Wanneer ek my eie refleksie kan sien in die goud, dan weet ek, daardie goud is nou eg en is nou suiwer. Hoe lyk dit wanneer God na jou kyk in die beproewings? Moenie moed verloor as daar dalk nog dele is wat nie God se refleksie weerspieël nie. Weet dat dit onsuiverhede is wat mettertyd weggaan, wat uitgewerk word. Maar prys die Here vir elkeen van daai geleenthede en plekke waar God sy refleksie in jou lewe kan sien te midde van moeilike omstandighede. Daar waar jy die Here kan prys, ongeag te midde van die moeilikste denkbare omstandighede. Hierdie goed loop uit op lof, eer en heerlikheid. En die teksgedeelte is baie moeilik geskryf om agter te kom, maar vir wie is hierdie lof? Vir wie is hierdie eer en die heerlikheid? Want dit word so geskryf dat dit amper kan klink asof die gelowige ook eer en heerlikheid en lof kry. En die besef is ja. Die gelowige as 'n produk van God se genade, as 'n produk van God se werke, kan lof en kan eer en kan heerlikheid kry. Dit is so. Dit ontneem steeds geen lof en eer en heerlikheid van God wat hom daartoe in staat gestel het nie. Gister was hier die mooiste prentjie van die wolke in die lug. Ek weet nie wie van julle opgekyk het hier so seker so rondom 5 uur, 6 uur se kant met die wolke wat so helder oranje en die skakerings van rooi en dan sit die wit wolke teen die blou agtergrond. Ek staan in verstomming en verwondering daarvoor en ons my hele gesin staan daar buite en kyk en en oor hierdie pragtige wolke. En ons sê maar sjoe, hierdie wolke is mooi. Kyk daai in sy patroon. Die wolk is uit sy eie uit nie in staat tot enige lof en eer. Hy is nie geregtig daarop om enige lof en eer te ontvang nie. Maar God wat hom so gemaak het, plaas die fokus op die lof en die eer en die heerlikheid van God, wat kom uit die lof en die eer en die heerlikheid wat in die skepping gegee is. Wanneer die skepping sy doel dien, word die skepping sowel as die skepper daardeur verheerlik. En vir geen oomblik word die skepping alleen vereer of verheerlik nie. Getuienis van geloof. Geloof strek dieper as die waarneembare. Petrus sê daarso vir hulle, julle het vir Jesus lief, al het julle hom nie gesien nie. Dit komende van iemand wat vir Jesus gesien het. Dis vir jou 'n vraag vanoggend.
Hoe lyk die getuienis oor jou lewe? Blyk dit duidelik uit jou lewe dat jy vir Jesus liefhet? Skyn daai lof en eer en heerlikheid wat na God toe wys in jou lewe? Ons kom by die laaste lof aan God. Waar Petrus vir ons help om te sien dat geloof in God lei tot lof aan God. Jy kan nie die twee losmaak van mekaar nie. Efesiërs is ook deurtrek daarvan waar Paulus vir ons sê, maar net gelowiges kan die Here loof. Net gelowiges kan die Here loof. Nou ek praat nou nie van sing en Bybelversies opsê en met 'n T-hemp rondloop met 'n Bybelvers op of so. Ware lof wat uit die gelowige se hart kom. Ware lof kan slegs van gelowiges afkom. Wat beteken dit om te glo? As ons sê ons glo in Jesus, die Griekse woord daarso hou verband met volle vertroue en volkome afhanklikheid. Plaas jy jou vertroue in Christus? Is jy volkome afhanklik van hom? En nie net staan hierdie gelowiges sterk in die beproewings nie. Nie net is hulle lief vir Christus nie. Hulle jubel. En jubel in hierdie konteks is nie jippie, jy. Wanneer ou praat van jubel, dan praat jy van hoe mense lyk tydens die rugbywedstryd waar jou span nou net die wen-3 gedruk het. Daar waar jou skopper nou net die bal in die laaste 5 minute van die wedstryd oorgeskop het in die finaal. Yes! Nou is almal wakker. Dis nie net lippediens nie. Dis waar jou hele lewe getuig van lof en dankbaarheid aan God. Jy kan nie anders nie. Maar jy moet nou nie val vir die gedagte dat jy hierdie goed uit jou eie krag uit doen nie. Daar's 'n verhaal van die muggie en die olifant wat so saam oor die toubrug stap. Die muggie sit op olifant se rug en hy brug swaai so van kant na kant en muggie sê vir olifant, "Hey olifant, kyk hoe lekker swaai ons hierdie brug." God se krag werk in die gelowiges. Moet vir geen oomblik dink dat jy in staat is om enig van hierdie goeters uit jou eie uit te kan doen nie. Wat is die uiteindelike doel van ons geloof? Petrus het vir ons duidelik kom sê wat is die doel van Christus se lyding? En hy het ook vir ons kom sê wat is die doel van beproewings? En hy kom sê vir ons wat is die doel van ons geloof? Ons kry daar in vers 9. Omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Ek sluit af. Vra vir jou weer, wat is jou kosbaarste besitting? Waar is dit gebeure? En dan sit ek hier die laaste vraag vir jou by. Kan jy die Here dank vir jou omstandighede? Vir die feit dat hy jou daarmee vertrou. Amen.
Here, dankie dat U ons as nietige kleipotte gebruik om U evangelie uit te dra in hierdie wêreld. Maar te midde van ons krake en ons stikkindheid bid ons dat U evangelie, U goeie nuus daaruit sal vloei. Dat ons te midde van ons omstandighede vir U sal kan prys. Dat ons sal onthou dat ons skat, ons erfenis veilig by U is. Maar ons dank U ook dat ons al reeds daaraan deel het. Dankie dat U vir ons reeds van die mooi daarvan gee. En dat U ons op 'n besondere wyse deel maak van U koninkryk. Van U storie met die mens. Dankie daarvoor, Here. Aan U kom toe al die lof en eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.